Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat na 'n argument amper altyd die een is wat eerste moet uitreik. Jy ken daardie gevoel. Julle het woorde gehad, nou is die huis stil en niemand praat oor wat eintlik gebeur het nie. Julle loop by mekaar verby, julle vra dalk iets oor die kinders of wat môre gedoen moet word, maar oor die spanning tussen julle sê julle niks. En binne in jou dink jy al, ek gaan seker maar weer die een wees wat eerste moet praat. Jy is die een wat vra, kan ons asseblief praat? Jy is die een wat die boodskap stuur. Jy is die een wat probeer om die ys te breek en partykeer sê jy selfs jammer, net omdat jy nie meer die stilte kan vat nie. Na 'n tyd raak dit baie uitputtend. Want dan begin jy wonder, gee dit net vir my genoeg om hierdie verhouding reg te maak? As ek nie nou uitreik nie, hoe lank gaan ons dan nog so aangaan? Efesiërs 4:26 sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou woede nie. Daardie skrif beteken nie dat een persoon elke keer alles moet regmaak nie. Dit beteken ook nie dat jy net moet glimlag en maak asof niks gebeur het nie. Dit beteken dat ons nie woede, trots en stilte moet laat groei totdat dit 'n muur tussen twee mense word nie. Daar is niks verkeerd daarmee om eers uit te reik nie. Dit vat baie volwassenheid om te sê, kom ons praat, maar eerste uitreik beteken nie dat jy elke keer al die skuld moet vat nie. Jy kan sê, ek is jammer oor hoe ek gepraat het, sonder om te sê alles was jou skuld. Jy kan jou deel erken sonder om die ander persoon se deel ook op jou skouers te sit. En dalk is dit die gesprek wat jy eintlik nodig het. Nie net oor waaroor jy beklei het nie, maar ook oor wat na 'n argument gebeur. Hoekom is dit altyd ek wat weer moet begin praat? Nie om punte te tel nie, nie om 'n nuwe argument te begin nie, maar omdat 'n verhouding twee mense nodig het wat albei bereid is om terug te kom na mekaar toe. Kolossense 3:13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een 'n klagte teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Daardie woord is belangrik, mekaar. Nie een persoon wat elke keer praat en die ander persoon wat wag nie. Nie een persoon wat altyd jammer sê en die ander een wat besluit wanneer alles weer oukei gaan wees nie. Vrede in 'n huwelik moet van albei kante afkom. So vanaand, as jy weer woorde gehad het, moenie die hele argument 20 keer in jou kop afspeel nie. Kyk eerder na jou deel. As jy verkeerd was, sê jammer. As jy iets jou seer gemaak het, sê dit rustig. En as jy nou te emosioneel is om reg te praat, wag totdat jy albei rustiger is. Maar moenie elke keer skuld vat, net omdat jy die stilte wil stop nie. En aan die ander kant, moenie die stilte gebruik om jou maat te straf nie. Daai koue oorlog in 'n huis help niemand nie. Dit maak net almal moeg en die situasie erger. Jy hoef nie vanaand alles reg te maak nie, maar jy kan die Here vra vir wysheid oor hoe om môre weer nader te beweeg sonder om jouself die heeltyd weg te gee. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel, hulle is altyd die een wat na argument eerste moet uitreik. U sien hoe moeg dit hulle maak, wanneer hulle elke keer moet probeer om die afstand kleiner te maak. Gee hulle wysheid om hulle eie deel raak te sien en nederigheid om jammer te sê waar hulle verkeerd was. Help hulle ook om nie skuld te dra wat nie aan hulle behoort nie. Here, werk in albei se harte, breek trots, hardheid en die stilte wat na konflik tussen hulle kom. Help hulle om weer met respek te praat en na mekaar te luister en saam vrede te maak.
Heilige Gees, bring sagtheid waar dinge hard geraak het en gee ons vanaand rus, sodat môre se gesprek nie uit moegheid en frustrasie begin nie. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou help na 'n argument weer na mekaar toe kan terugkom en mag daai wie gaan eers praat storie nie elke keer net op een persoon afkom nie. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.